Elke jaar rondom lente gebeur daar iets asemrowend in die Weskus en dele van die Noord-Kaap. Jaar na jaar sien ons die blomme hier in die Weskus, maar die jaar het ons gewonder, hoe lyk die blomme in Nieuwoudsville? My naam is David en hier is my Engelse nooi Georgia. Welkom by Rys, Vleis en Aartappels. In hierdie episode verken ons Nieuwoudsville, proef vir die eerste keer skynskoek en ontdek iets wat albei ons asems weggeslaan het. Met die bakkie gepak, ry ons noord, deur dorpe soos Leipoldville, Van Reinsdorp en na 2,5 ure is ons in die Noord-Kaap. Ons slaapplek vir die avontuur is oupa se huisie, geleë net buite Nieuwoudsville op Jacques en Tina Strauss se plaas Leeuriet. Hierdie huisie het 'n lang geskiedenis met oom Jacques se oupa Grootjie wat vir 100 jaar in hierdie huis gewoon het. Met sy groen deure, ou houtvloere en egte plaasdekor het oupa se huisie dadelik in ons harte geklim. Met 'n glasie wyn en ons kameras gee die plaashonde vir ons 'n toer van Leeuriet. Ons steek die vuur aan en maak reg om môre te gaan blomme soek. Vroegoggend op Leeuriet en ons is reg om die area te gaan verken. Oom Jacques kom vertel vir ons presies hoekom Leeuriet die perfekte plek is vir ons om blomme te kom soek. As jy vir Leeuriet pinpoint, dan is dit die mees sentraalste punt van alle blomroetes, oral waar blomme is. Verstaan jy? So jy ry hier vanaf Calvinia toe of agter Handam toe. En jy kyk die blomme daar. Jy ry hier vanaf Nieuwoudsville toe, dan kyk jy die blomme daar. Jy ry hier vanaf Bido toe, dan kyk jy die blomme daar. Ons sou graag al hierdie areas wou besoek, maar met min tyd op ons hande, besoek ons vandag Nieuwoudsville. So hier is ons nou in Nieuwoudsville. In die 1970s het die skrywer T.W. Bulpin Nieuwoudsville beskryf as 'n paar huise, windpompe en bome wat in 'n laagte in die vlakte skuil. Dit lyk dalk so van 'n afstand, maar wanneer jy eers die dorp nader gaan, sal jy sien daar lê 'n verrassing om elke draai. Ons eerste stop is die pragtige Sandsteen NG Kerk, reg in die hartjie van die dorp. Gebou tussen 1892 en 1907, staan hy trots vol eikehoutbanke, ingevoerde Skotse gietyster traliewerk en 'n pragtige orgel wat neerkyk op 'n preekstoel gebou uit Tafelberg steenklip. Beslis 'n besoek werd. Nou is dit tyd vir iets om te eet. Met meeste van die restaurante gesluit, sien ons 'n roosterkoekstalletjie langs die pad. Roosterkoek, Tannie. Hallo. Ja. Dis nou daar. Gaan nou roosterkoek kry. Hier ontmoet ons vir Aletta Solomons, 'n inwoner van Nieuwoudsville, en sy maak vir ons 'n heerlike roosterbrood met boerewors en smoor. Op haar tafel is tuisgemaakte produkte en 'n makketaan konfyt kom saam met ons huis toe. Skynskoek. What is a skynskoek? Ek weet nie. Skyn means Skeefkoek. Skynskoek word gemaak van mosbolletjie deeg en gegeur met anys en dit word diep gebraai soos vetkoek. Ryk soos vetkoek, klein vetkoekies. It reminds me of a koesestout. It's quite dry. Bietjie droog. Ek dink as dit warm is. Fresh out the boil. Okay. Skynskoek. Apparently you have it with coffee. We have to dip it in the coffee because it's so dry. Met ons pense vol gaan soek ons blomme en hier in Nieuwoudsville hoef jy nie lank te soek nie. Elke straat wat jy afdraai, word jy gegroet deur honderde geel, oranje en wit blomme wat saam swaai in die wind. So ver as wat jy kyk, lê die landskap in kleur. Dis werklik iets om te beleef. Ons volgende stop is Boereplaas, 'n padstal net buite Nieuwoudsville, 'n merino stoetery en met ons aankoms word 'n paar skape van hul winterjasse verlig. 'n Pragtige padstal met 'n plek om te eet en 'n winkel waar Georgia 'n paar soetappies kry voor ons weer die pad vat. Langs die pad sien ek 'n bord wat verwys na 'n waterval en ons besluit om te gaan loer. Niks berei jou voor vir wat jy hier sien nie. Die plat landskap val skielik voor jou weg, waar die Doringrivier se water 100 meter ver val om 'n asemrowende uitsig te vorm. Ons het dalk gekom op soek na blomme, maar hierdie uitsig was beslis die hoogtepunt van my dag. Na 'n dag van blomme, roosterkoek, padstalle en watervalle, is ons terug op Leeuriet. Met die vuur wat brand en die maan wat stadig oor die Bokkeveld reis, wonder ons wat ons volgende avontuur gaan inhou. Moenie ons volgende avontuur mis nie,
Maak seker jy druk die subscribe knoppie en kom saam op ons volgende reis.